Elke jaar verander Namaqualand en die Handam Karoo wanneer miljoene veldblomme bot en dit besoekers van reg oor die wêreld lok na iets asemrowend. Terwyl ons regmaak vir die einde van die winter en die begin van die blomseisoen, gesels ons vanoggend met Johan Kotse. Ons vind uit wat besoekers vanjaar van en in die Handam Karoo kan verwag. Baie welkom hier by ons. Baie dankie. Goed Johan, vir mense wat dalk nou nog nooit die Namaqualand gedurende die blomseisoen besoek het nie, hoe sou jy daai eerste ervaring beskryf? Ja, ons woon en ons bly in 'n baie spesiale plek. Ons het baie mense verwar baie keer die Namaqualand met die Handam Karoo. So ons Nieuwsville area self, ons is in die Handam Karoo en dan die Namaqualand ook natuurlik. So wat gebeur is, begin Augustus normaalweg begin die blomme blom in die Namaqualand en dan kom dit deur na die Handam Karoo toe. Ons het bietjie ander ervaring by ons het baie goed om te doen daar en ons het nie net die Namaqualand se daisy soos jy dit in die Namaqualand kry nie, ons het die bolplant ook. So dis heeltemal 'n ander ervaring. So wat mense gewoonlik doen is jy kan nie net 'n dag of 2 in Nieuwsville spandeer, jy moet 'n week kom spandeer. En met dit sien jy al die bolplante. Ons is reeds, soos ek hier sit vandag, is ons blomme al reeds daar. Ons is hierdie jaar 'n bietjie vroeër as normaal. Ons het vroeër reën gekry. So die blomme is reeds daar. Maar dit is iets wat jy iewers in jou lewe op 'n stadium moet doen om die blomme te ervaar. So is 'n besonderse ervaring. Ja. Met daai in gedagte wil ek tog vir jou vra, wat is dit wat die blomseisoen so uniek maak? Jy weet, selfs op wêreldvlak. Ja, ons het soos ek sê, ek is weer terug by Nieuwsville. Ons het 'n baie interessant, hulle verwys ons na die bolplant hoofstad van die wêreld. Interessant wat gebeur het, baie jare terug het die Hollanders kom navorsing doen. Ja. Hulle het in 'n 10 meter radius so iets soos 300 verskillende spesies geïdentifiseer en hulle verwys spottingderwys na ons as die bolplant hoofstad van die wêreld. En die naam het toe gebly daar. So ons is, soos ek sê, ek wil nie die Namaqualand regtig onderskei van ons nie, maar ons het 'n baie unieke ervaring met die bolplante gedeelte. So dit maak dit bietjie meer spesiaal as net die gewone Namaqualand se daisy. Nou, jy sê nou vanjaar is die blomme nou so 'n bietjie vroeër en ek is seker van of althans ek kan nie dit sê nie, maar 'n mens wonder of dit nie dalk, jy weet, so half 'n ekstra inspuiting gee vir toerisme in daai spesifieke gebied nie, maar wat ek wel vir jou wil vra is, jy weet, wanneer 'n mens kyk na so 'n ervaring en die blomseisoen, is daar 'n spesifieke tyd wanneer mense moet kom kyk en wanneer is dit dan die beste? Ja, dis 'n baie moeilike vraag om te antwoord want alles gaan oor die reën. So dit verskil maar van jaar tot jaar. Ons normale piekseisoen is gewoonlik 15 Augustus op 'n normale jaar, maar hierdie jaar het ons vroeër reën gehad, so ons blomme is reeds daar. So ons hoop vir nog reën, dan gaan die seisoen baie langer wees. So dit alles gaan oor die reën. Die reën bepaal maar die hele blomme seisoen, maar normaalweg praat ons van so 15 Augustus na 15 September toe. Ja. Normale seisoen. Ons het spottinderwys sê ons altyd dis 'n besonderse jaar. Hoe besonder dit gaan wees, weet ons nie altyd nie, maar dit is 'n verjaar is 'n besonderse jaar. Ja, natuurlik. Goed, nou dan wil ek ook vir 'n oomblik stil staan by die botaniese tuin, want daar is ook gidse wat plantliefhebbers is en wat die streek baie goed ken. Tot watter mate dra daai kennis by tot iemand se ervaring? Ja, verseker, dit is iets wat jy moet doen is om die botaniese tuin te besoek. Al hierdie bolplante kom voor in die botaniese tuin en daar's gidse wat opgelei is en jy bespreek vir jou toe en hulle vat jou reg en hulle wys jou al die verskillende bolplante spesifiek. So dis 'n besondere ervaring om die botaniese tuin te besoek. Daar's natuurlik baie ander goed. Ek wil nog weer uitbrei. Ja, maar dit is my volgende vraag. Wat is sommige van die ander hoogtepunte? Ja, dan het ons het 'n kokerboomwoud by ons wat baie besonder is. Hulle praat van die grootste in die suidelike halfrond. Dan het ons 'n waterval wat baie mooi hierdie tyd van die jaar loop, is wat iets besonders is. Dan het ons as ek verder gaan, ons het 'n baie besonderse kerk. Mense besoek die kerk en dan sê ons het die tannies bak pannekoek tydens blommetyd by die kerk, wat dit 'n lekker okasie maak. Dan ons het verskillende restaurante daar waar die ouens tradisionele kos doen. Byvoorbeeld ons doen afval en al hierdie interessante goed. Mense ry van heinde ver vir die afval. Dan het ons as jy verder aangaan, die botaniese tuin is natuurlik daar. Dan is 'n plek wat is noem Maatjiesfontein. Dis 'n plaas waar daar baie mooi blomme is, 'n sirkelroete wat jy ry. Dan het ons Papkuilsfontein.
dis ook 'n besonderse plek om te besoek. So ja, daar's baie om te doen. Ja, en ek wil net sê, ek het nou al die voorreg gehad om daar te kom kuier en jy het daar moeite gedoen om vir my die kerk te gaan wys wat werklik baie besonders is. Maar ek het nie aan die pannekoek gesmaal nie, so Ja, jy Daai- sal moet daai is- terugkom vir die verstaan, dis vir my 'n probleem. Ja. Goed, ons beweeg aan. Jy weet want 'n mens hoor dikwels dat mense sê geen blomseisoen is dieselfde nie. So, wat sê maak elke jaar se blomseisoen anders? Het Ja. dit te doen met die kleur byvoorbeeld en die verskillende Ja, spesies? ons het interessante blomme. Daar's byvoorbeeld 'n spesifieke blom wat nie noodwendig elke jaar daar is nie. Ons het 'n blom wat ons praat, ons noem dit die aandblom. Ek het nie sy wetenskaplike naam nie, maar dis 'n blom. So blomme, daar's 'n sekere temperatuur wat jy nodig het om blomme te kyk, 18 na 20 grade toe voor die blomme oopmaak. Die aandblom, al die blomme kyk na die son toe. So ons sê altyd vir mense, as jy blomme kyk, moet jy met die son met agter jou rug wees. Want dan kyk die blomme na die son toe. Maar hierdie aandblom, hy kyk weg van die son af. 'n Baie interessante blom. Hy kom net tussen 4:00 en 5:00 in die middag. Byvoorbeeld, en hy is nie elke jaar dan nie. Ons verwys daarna as die Northern Lights van Neudville. So hy kom nie noodwendig elke jaar nie. Ja. So dis 'n baie unieke blom. Maar ek meen oor die algemeen is dieselfde blomme elke jaar daar. En hoe meer reën ons kry, hoe beter blomme het ons natuurlik. En verbaas dit jou ook elke jaar om dalk 'n paar nuwe blommetjies ook in die proses te sien? Ja, dit is baie interessant. Ek weet nie of ek dit mag. Ek wil niks teen die Gautengers nie, maar die Gautengers wat kom blomme by ons kyk, Ja. hulle jaag gewoonlik daardeur as hulle het blomme gesien. Nou die belangrike ding van blomme kyk veral by ons in ons area is daar's baie plate blomme wat baie mooi is natuurlik. Ja. Maar jy moet uit jou voertuig uit klim, jy moet stap. Dan sien jy al hierdie verskillende goed en ek het elke jaar vir die laaste 5 jaar nog iets niets gesien. So ek weet nie of jy ooit mense kom soos mense wat voëls kyk, hulle kom met boeke daar en die merk die spesifieke blomme af wat hulle gesien het. So dis baie interessant. Ek het in die begin gedink ek ken blomme, maar daar's mense wat ons besoek wat baie meer weet van blomme. So dis baie interessant. Ja, en ek dink ook jy weet iets wat vir my baie duidelik is dat 'n mens eintlik dan nou tyd moet hê. Jy weet want baie mense Ja. dink dalk dis 'n klein dorpie of 'n klein gebied, maar ons soveel om te sien en daarom moet 'n mens tyd hê. Het jy dalk enige wenke vir iemand wat daai blomseisoen dan nou vir die eerste keer wil beleef? En dalk ook net ek weet jy nou verwys na die tyd en waar die son presies moet wees, maar het jy enige ander wenke wat jy kan deel? Ja, as ek sê dit is moeilik, dit is weer moeilik. Ons die weer bepaal alles. Jy Ja. weet ons het byvoorbeeld verlede jaar het ons 'n baie goeie blommejaar gehad, maar nie noodwendig 'n goeie kykjaar nie, want dit was bewolk baie keer. Ja. Weet so dit gaan, dis hoekom die rede van jy moet 'n bietjie langer daar bly dat jy iewers 'n sonskyndag gaan kry om die blomme te kan sien. Ja. Weet so ja, so ons en ek weet ek herhaal dit altyd, maar ons is op die natuur gebaseer en alles gaan oor die son en die reën. Absoluut. Dit is om 'n spesiale. Maar daar's baie ander goed. Ons het kunstenaars wat optree, ons het baie goed wat ons doen om mense te vermaak boonbehalwe die blomme. En ek dink die tyd het ons nou ingehaal, maar ek is seker van die mense kan net vir jou gaan soek op sosiale media en as hulle enige ander vrae het, kan hulle na jou toe uitreik. Baie dankie dat jy ons vanoggend hieroor kom vertel het. Groot plesier. Goed, ons gesels net hierna met Regan Bersou oor sy nuwe enkelsnit. So bly net waar jy is, ons is nou weer terug.